Met ons skriflesing is vanmôre uit Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2. Ons gaan lees vanaf vers 1. Ons gaan lees vers 1 tot vers 10. Kom ons bid net saam. Almagtige God en hemelse Vader, U wat in majesteit en heerlikheid woon. Ja Here, as ons oor U dink, dan kan ons maar net in ons geringheid voor U kom staan. U die grootte God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Dankie dat ons ook net bewus kan raak van hierdie grootheid as ons ook rondom ons kyk na die weer en die reën wat geval het en die velde wat groen is en die groei wat daar is. Selfs as ons dink aan die oorstromings wat daar is. Ja Here, dat die natuur en sy mag U dit alles gemaak. En ons dankie vir die reën wat uitkoms gebring het op so baie plekke. Ons dink aan daai plekke waar daar oorstromings is en vloede is. Dat U ook daar sal wees. Soos ons ook dink aan die res van die wêreld en mense in nood. Vanmôre die name wat ons gelees het van hulle wat siek is en hulle wat in nood is, dat U ook met hulle sal wees, so baie ander. Ons leef inderdaad hier in 'n wêreld van groot nood. Maar dankie dat U barmhartig is en dat ons na U kan opkyk. En dat U ons hemelse Vader in Christus wil wees. Ons wil ook vanmôre dan bid, Here, vir die verkondiging van die evangelie in die hele wêreld. Dankie, Here, dat daar soveel mense is oor die wêreld wat reageer op U woord en wat 'n honger en dors daarna het. En ons wil bid dat U dit sal seën en dat U dit steeds sal laat uitbrei en die koninkryk sal bou en dat U naam geheilig sal word. Here, as ons ook vanmôre hier saam is rondom U woord, is dit ook ons gebed dat U deur U Gees ons oë en ons harte sal verlig, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is in Christus Jesus. Hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover die woord van die Here. O gemeente, hierdie gedeelte uit Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 10. Een van die aangrypende gedeeltes in die Bybel wat vir ons vertel, wat vir ons herinner aan die ongelooflike werk van God in 'n mens se hart. Dit vertel vir hierdie gemeente in Efese in die eerste plek
maar ook aan ons en Christene deur die eeue heen. Vertel dit vir ons, waar was ons gewees? Wat het God kom doen in ons lewens en waartoe roep hy vir ons? Dikwels dink mense dat hulle baie keer net deur 'n verbetering in hulle lewe, net deur 'n paar dinge reg te maak, dan ook in 'n regte verhouding met God kan kom. Maar Paulus maak dit in hierdie gedeelte duidelik. Ons was nie net siek nie. Ons het nie net in sonde geleef nie, maar ons was dood. Geestelik dood, sonder hoop en vasgevang in 'n lewenswyse van hierdie wêreld. Ons kon onsself nie red nie. Vandag kyk ons na hierdie gedeelte waar Paulus eintlik beskryf hoe ons kom van die dood na die lewe en dit deur genade alleen. Daarom wil ek saam met julle deur hierdie verse gaan. As ons kyk na vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Dat Paulus in hierdie gedeelte beskryf, wat beteken dit om verlos te word? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om 'n gelowige te wees? Is dit maar net iets wat ek aanhak by my lewe, so 'n nuwe belangstelling, so iets om my besig te hou? Dis wat godsdiens vir baie mense is, dis soos 'n sosiale klub. So 'n bietjie betrokkenheid by ietsie in die gemeenskap. Paulus sê nee, hierdie verlossing is ten diepste 'n verlossing van sonde. Dis 'n verlossing van sonde. En wat hy hier beskryf, hoe lyk die mens as hy sonder Christus is? Hoe lyk die mens as hy sonder Christus is? In die eerste 3 verse kry mense 'n duidelike beskrywing van die sondigheid van die mens sonder Christus. En hy gebruik nie sagte woorde nie. Hy probeer nie die mense paai nie. Hy praat met hierdie gemeente wat hy besoek het in Efese, aan wie hy die evangelie verkondig het, en dit aan daai mense was in afgodediens gewees, hulle was verlore gewees, en hulle het die evangelie aanvaar en hulle rug gekeer op die verkeerde. Paulus het mos die opdrag van die Here ontvang, toe die Here vir hom gesê het, gaan verkondig die evangelie, bring mense uit die duisternis na die lig toe, uit die mag van Satan na God toe. Dit het in Efese gebeur, en dis wat Paulus vir hulle hier beskryf. Onthou julle, so was julle. Julle was dood, geestelik dood. Die Bybel beskryf elke mens se lewe in hierdie wêreld. En ek dink ons sal die wêreld beter verstaan as ons hierdie Bybelse boodskap verstaan. Die mens word gebore in sonde. Dis sy natuur. Thomas Watson het gesê, die mens is van nature dood in sonde. En daarom sien hy nie sy eie veiligheid of sy verlosser of die skoonheid van Jesus nie. Hy is van nature in sonde. As jy die koerant lees, as jy die TV sien wat in die wêreld aangaan. Die wêreld, elke mens is gebore in sonde. En ook u, wat vanmôre hier is. Want Paulus sê vir hierdie gemeente in Efese, onthou net, dit was julle. Die groot probleem van die mens is nie dat hy uit harmonie met sy gemeenskap of sy omgewing is nie, maar hy is uit harmonie met sy Skepper. Hy is nie in 'n regte verhouding met God nie. Dis waarom dinge skeefloop. En dis nie net hoe 'n mens lewe nie, dat jy 'n paar verkeerde dinge in jou lewe het nie. Nee, Paulus sê, 'n mens is dood. En 'n mens wat dood is, 'n lijk. Jy kan met die lijk praat. Jy kan hom skud. Maar daar's geen reaksie nie, en so ook is 'n mens wat geestelik dood is, het geen reaksie op geestelike dinge nie. Geen reaksie op die liefde van God nie. Geen reaksie op die woord van God nie. Geen reaksie op die boodskap van die kruis nie. Wonder jy miskien partykeer, baie keer, waarom mense glad nie reageer op die woord van God nie?
Jy kan die kerk het ons allerhande metodes wat hy altyd probeer, nuwe dinge. Ons moet allerhande nuwe dinge aangryp om hierdie mens net te probeer wakker kry. Die Bybel sê waarom hy nie reageer op die woord van God nie, waarom sy lewe nie verander nie, is omdat hy geestelik dood is. Hy het geen aptyt vir geestelike dinge nie. Sien dit so volop in die wêreld, as jy met mense praat, as geen aptyt, geen liefde vir die dinge van die Here nie, want hy's geestelik dood, hy het geen waarheid in homself nie, daar's nie geregtigheid nie, daar's nie innerlike vrede nie, daar's nie geluk nie, en hierdie geestelike dooie mens het glad nie die vermoë om op geestelike dinge te reageer nie. Paulus sê dit is die toestand van 'n mens voor hy by Christus kom. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sien so min van die heerlikheid van God, want die sondige mens, hy ken nie God nie. Het ontbreek hom aan daardie heerlikheid. Daar's baie goeie mense in die wêreld, en deur die eeue heen, verskillende gemeenskappe, is daar altyd vlakke en lae van menslike goedheid en goddeloosheid. Party gemeenskappe is sommer goddeloos openlik, ander gemeenskappe is meer opgevoed en dit gaan beter daarso. Daar's baie goeie mense, daar's behulpsame mense, daar's barmhartige mense, daar's opofferende mense. Maar almal het verlossing nodig. Almal het verlossing nodig. Jy kan 'n goeie ouer wees, jy kan 'n liefdevolle eggenoot wees, jy kan 'n eerlike werker wees, maar jy het Christus nodig, net soos wat 'n dronkaard daar op die straat of 'n roekelose, hartelose terroris wat mense uitmoor, die evangelie nodig het. Daar's geen onderskeid. Jy kan 'n goeie kerkganger wees, jy kan 'n goeie tradisie van geestelike dinge in jou lewe hê, maar dit kan jou nie red nie, want jy's geestelik dood. Een van die mooi beskrywings hoe die wêreld rondom is in Efesiërs 4 vers 16. En hy beskryf die toestand van die mens sonder God. Hy sê mense wat verduister is in die verstand, vervreemd van die lewe van God deur onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Is dit nie so baie mense as jy met hulle ook praat, en hulle is roekeloos, hulle het geen saak met God nie, hulle is verduister in die verstand, hulle het nie die lewe van God nie, jy vind nie, jy soek in daai lewe net ietsie van God, maar daar's niks, want die hart is verhard. Die mens apart van die Here kan eintlik in werklikheid baie goeie dinge doen, maar hy bly in sy sonde. Die Paulus skryf gelei in Handelinge 28 vers 2, sê en die inboorlinge het ons buitengewoon menslievendheid bewys. Dit is buitengewoon goeie mense hierdie, maar tog het hulle gelowig en heidens gebly. Hoe leef die mens wat dood is in sy sonde? Vers 2 sê, hy wandel volgens die loop van hierdie wêreld. Die goeie, dooie mens, geestelike mens, dooie mens, kan nie anders. Hy volg die rigting en die patroon van hierdie wêreld. Vers 2 sê ook, hy leef volgens die owerste van die mag van die lig. Hy is onder die invloed van die duiwel. Beteken dat die duiwel, sy bose geeste, ek verstaan nie altyd presies nie, maar dat hulle 'n rol speel in hierdie misleiding, hierdie geestelike dooie toestand wat mense buite Christus beleef. Hy werk in die dooie geestelike mens se lewe. Hy sê in vers 2, die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. 'n Mens wat nie na God luister nie, wat nie na sy woord luister nie, wat geen behaag daarin het nie. Wie werk in sy hart? Die duiwel. Dis die gees wat in hom werk. Die mens eintlik kan sê elke ongelowige is daar amper 'n direkte verbintenis met hierdie bose se werke
En die gevolg is 'n lewe van ongehoorsaamheid. Hulle ignoreer God se wil, sy woord. Is dit nie wat in die wêreld oral gebeur nie? Mense het nie meer behaag in die woord van die Here en hulle ignoreer dit. Dr. Martin Lloyd-Jones, 'n Walliese prediker, het gesê op grond van Lukas 11 vers 21 waar daar staan: wanneer 'n sterk man ten volle gewapen sy huis bewaak, is sy besittings in vrede. As hy hierdie sterk man gewapen verwys na die duiwel. Wat is die wêreld? Dis sy paleis. Die duiwel se paleis. Die besittings is die mensdom as gevolg van sonde. En die mensdom is 'n slaaf van hierdie duiwel. Hy's in hierdie paleis van die duiwel. Hy's in sy huis. Hy's sy besitting. En hierdie is 'n sterk man wat gewapen is. En hulle is onder sy mag en sy heerskappy. Johannes praat ook daarvan in Johannes 1 vers 5-19. Ons weet dat ons uit God is. En die hele wêreld lê in die mag van die duiwel. Die hele wêreld. Die mense wat aan God ongehoorsaam is, wat nog nie tot geloof gekom het, is in die mag van die bose. En dat hy beskryf dat hierdie wêreld onder die mag van die duiwel word deur hom vasgehou. Hulle oorheers oor hulle lewe, hulle heers oor sy lewens. Hulle is 'n slaaf. Hulle word beheer deur die gees van die tyd. Baie mense dink ons is vry. En ons kan maak soos wat ons wil. Ons gooi die bande van die Here van ons af. Ons leef in hierdie wêreld net soos wat ons wil. Ek laat my deur niemand voorsê nie. Die Bybel sê jy is nie vry nie. Jy's 'n slaaf van die owerste, van die mag, van die lig. En hy werk 'n paar dinge. Sien dit ook in die res van die Bybel, 'n humanisme. Die mens op die voorgrond. Die mens is alles. Romeine 1 vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en dien bo die Skepper. Menseverering, humanisme, die mens is in die sentrum. Materialisme. 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En dan word die wêreld gedomineer ook deur seksuele obsessies. Efesiërs 4 vers 19. Die mens het ongevoelig geword. Hulle oorgegee aan ongebondenheid en in hebsug en allerhande onreinheid te bedrywe. Dit waaroor mense vroeër jare skaam was, word vandag openlik bedrywe. Kinders van die toren, sê in vers 3. Kinders van die toren. 'n Mens wat nie met Christus versoen is nie, is onder die toren van God. As jy gebore is in hierdie wêreld en dat nog nooit 'n radikale verandering en 'n terugkeer na Christus in jou lewe plaasgevind nie, sê Paulus, jy's 'n kind van die toren. Hierdie lewenswyse is nie vir God aanvaarbaar nie. Hierdie lewenswyse is mense wat nie net in hierdie lewe nie, maar ook in hierdie lewe hierna die oordeel van God sal belewe. As 'n mens na hierdie eerste 3 verse kyk, dan lyk dit asof dit 'n donker prentjie is. En dit is. Maar vers 4 sê, maar God, but God. As jy hierdie gedeelte lees, is dit aangrypend. Jy sien die donker prentjie van die mens gebore in hierdie wêreld van nature sonde, geneig tot dit wat verkeerd is, onder die oordeel en die straf van God, lyk of daar geen hoop is nie. Dan sê vers 4, maar God. En is dit wonderlik as dit in jou lewe plaasgevind het, maar God. Hy sê wat ryk is in barmhartigheid en ons deur die grootheid van sy liefde waarmee ons lief gehad het. Iets het gebeur. Iets het gebeur in hierdie mense in Efese se lewe wat in kontak met die evangelie gekom het. Maar God, hy het ingegryp. Sy barmhartigheid was so oorweldigend, so oorvloedig.
Gemeente, dit moet ook in u en my lewe plaasvind. Daar moet ook 'n dag kom. 'n Tyd kom in jou lewe wat jy uit hierdie duisternis na die lig gaan. Een van die mooi liedere, as Afrikaanse verwerking ook daarvan is die van Amazing Grace. How sweet the sound. I once was blind, but now I see. Was lost, but now I'm found. Dis presies waarvan Paulus hier skryf, ek was blind, julle was blind. Maar God, nou sien julle. Julle was verlore, maar God, nou is julle gevind. Want hierdie gedeelte vir ons sê, die Here is in sy wese barmhartig en genadig. En sy liefde reik uit na die mens. O, is dit nie die blye evangelie boodskap nie? Hy los die mens nie net in sy toestand nie. Die mens kies baie keer self om daar te lewe, maar God reik uit. Die mens het geweldig skuld teen God. Matteus 18 vers 23 sê, die gelykenis van daar in die koninkryk, in 'n koninkryk en 'n ryk, was 'n sekere koning met sy diensknegte en hy wou afreken met hulle en hy begin afreken en dan word een na die ander na hom gebring met 10.000 talent skuld. En omdat hy nie kon betaal nie, gee die Heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en kinders en alles wat hy het moet betaal word daarmee. Die Bybel vir ons sê ons skuld teen God is so onbetaalbaar, is so groot. Omdat jy in sonde ontvang en gebore is en die lewe wat jy geleef het, al het dit uiterlik miskien gelyk na 'n goeie lewe, innerlik besmet met sonde. Maar die Bybel sê maar God, in sy barmhartigheid, in sy liefde, hierdie groot skuld wat jy het, die Here wil dit kwytskeld. Hy wil jou vry maak daarvan. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Die Bybel sê, sonder dat ons dit verdien. Maar God, maak nie saak wat die toestand van jou lewe is, maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak wat jou hede is nie, maar God, in sy barmhartigheid, in sy groote liefde, wil hy verlossing bring. Wat gebeur as hy verlossing bring? Vers 5, maar toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus uit genade, is julle gered. Selfs toe julle dood was, julle het geen behoefte gehad na God, daar was geen lewe in julle nie, maar God het die vermoë om 'n dooie mens lewendig te maak. Selfde wat gebeur het by Lazarus by die graf van Johannes 11. 4 dae lank was hy dood gewees en Jesus het aan die buitekant van die graf gestaan en het gesê, Lazarus, kom uit. En hy het lewendig geword. Gemeente, dit is presies wat met u en met my moet gebeur in Christus, dat die Here ook in jou dooie toestand vir jou sê, word lewendig. Hier sê Paulus, hy het ons lewend gemaak, saam met Christus. Die Christelike lewe is nie net 'n tradisie of 'n vorm godsdiens of iets wat jy in 'n kerk bedrywe, jy het 'n paar uiterlike verantwoordelikhede en jy hou bazaar en jy eet hier en jy dink dinge daar nie. Dis 'n lewe van Christus. Dis 'n dooie wat lewend gemaak word. Dis 'n geestelike lewe wat jy ontvang omdat dit die lewe van Christus in jou is. Thomas Watson sê, genade is die rivier wat vloei van die troon van God en sondaars lewend maak, selfs wanneer hulle dood is in hulle oortredinge. En hierdie verlossing is vir 'n spesifieke doel. Efesiërs 2 vers 6 tot 7 sê, en saam opgewek, saam laat sit in die hemel in Christus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hoekom red die Here mense?
Kom het hy hierdie gemeente in Efese gevestig. Vers 7 sê, sodat in die tye wat kom, die uitnemende rykdom van sy genade kan toon. U en my redding, die kerk se bestaan, gaan oor die eer van God. Lees selfs in Openbaring, wat sê hulle aan die mense rondom die troon. As hulle sien die verloste skaar, sal hulle sê al die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan God tot in alle ewigheid. Paulus sê vir hulle, julle was dood. Die duiwel het oor julle regeer, maar God is barmhartigheid. Jy lewend gemaak. En dan hierdie baie bekende vers, 2 verse, vers 8 en 9, want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God en nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Verlossing, sê hy, is deur die geloof. En selfs hierdie geloof is ook 'n gawe van God. Dis nie iets waarop jy kan roem nie. Dis nie kerklidmaatskap, dis nie doop, dis nie bevestiging, dis nie liefdadigheid, of 'n goeie mens te wees wat verlossing bewerk nie. Nee, hy sê dit so duidelik, uit genade is jy gered deur die geloof. Dit bring verlossing. Die voltooide werk van Christus, deur dit te aanvaar in geloof, soos William Gurnall sê, dit is geloof wat die siel met Christus verenig. Dit is genade wat die siel red en dit is die enigste genade wat regverdig. En hy sê, niemand kan roem nie. Al die eer, die krediet kom aan God toe. Sê en ek aan die Here behoort. En hy verander jou lewe. Hy neem dit van daar wat niks was nie. En hy maak iets daarvan. Hy vat daai stuk klei wat misluk het, soos Jeremia sê, waarmee jy niks kon doen nie. En hy maak iets van daardie klei. Dan sê Paulus, dit is nie so dat ons daarop kan roem nie. Dis nie omdat jy goed is of omdat jy so wonderlike mens is nie. Dis Christus. Hy het dit gedoen. Hierdie verlossing, sê hy ook verder, is 'n verlossing tot goeie werke. Vers 10, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Geen goeie werke kan jou red nie. Maar as jy gered is, sal daar altyd goeie werke wees. Hoe het jy in my lewe al verander? Miskien sê ek het by Christus uitgekom. Ek behoort aan die kerk, ek is 'n Christen mens. Het daar iets verander? Johannes 15 vers 8 sê Jesus, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. 'n Disipel van Jesus word gekenmerk daaraan dat hy vrug dra. Daar's iets in sy lewe wat verander het. Hy kan dit nie verberg nie. Dis sigbaar. As jy met hom praat, as jy hom sien, daar's iets anders. Christus het sy lewe geword, want hy was dood en hy het lewende geword. Hy kan nie meer dieselfde wees nie. Genade leer vir jou en dit word 'n lewenslange proses. Dit verander jou. Titus 2 vers 11 tot 12 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Baie mense sê hy's 'n Christen, kan leef soos hy wil. Dis nie wat die Bybel sê nie. Baie mense sê ek leef net vanuit genade, so ek het nie nodig om enigsins iets te doen of die Here te gehoorsaam nie. Hy het my vergewe en ek gaan maar net aan, ek eendag sal ek in die hemel kom. Nee. Dis 'n valse geloof. Want die reddende genade van God, hierdie waar God ingegryp het, maar God in sy barmhartigheid, hierdie genade
leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede verloon. Dit wat jou dood gemaak het. Dit waaraan jy dood was. Genade leer jou om dit te verloon. En om anders en nuut voor die Here te lewe. Verlossing kom dus nie net uit iets wat ek weet van die waarheid nie. Net sommer 'n klomp kennis oor die Bybel of oor die kerk nie. Verlossing kom deur 'n intieme ervaring van die kennis van Jesus Christus self. Geloof in hom. En hierdie krag en hierdie geestelike lewendig maak kom van die Here. En dis deur sy genade en sy barmhartigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre opnuut herinner kan word deur Paulus in die woord dat ons in sonde ontvang en gebore is. Dat geen kerklike ritueel vir ons kan wederbaar nie. Geen kerklike betrokkenheid ons kan red nie. Geen geestelik of Christelike woorde gebruik kan ons red nie. Maar U wat ons wederbaar, U wat ingryp in die barmhartigheid en in die liefde en ons lewens verander. Lewend maak saam met Christus, laat opstaan tot 'n nuwe lewe. O Here, ons bid. Dis of vanmôre iemand is wat ook moet ervaar en sê maar ek is daar die een wat nog dood is. Ek is nog in my sonde. Here, dankie dat U ook vanmôre wil uitreik. Die woord vir ons ook vanmôre leer, U is 'n God wat ryk is in barmhartigheid. En dat U wil uitreik na elkeen wat na U roep en wat na U vra om vir hulle met U heerlikheid en U rykdom te seën tot in alle ewigheid. Wees vir ons so genadig, Here. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.